Goedemiddag allemaal. Ik had Damien Johannes hier bij mij. Ons is hier bij die Denkeke Stadium. Gavin Wallaby speelt vandaag hier tegen Goa Park. Dat is een van die friendlies dat ons al heel jaar hier speelt. Laatst heb ik ons home gespeeld in Klapfontein. Damien, ik heb een paar vragen voor jou, neef. Wat denk je, wat is jullie, althans jullie goal als een span hierdie jaar? Die edenskap, wat wil jullie bereiken als Gavin Wallaby hier? Ik denk laatst jaar het ons baie goed gevaar. Ons het nie so goed begin nie, maar ons het die jaar baie goed afgesluit. So ek dink die jaar ons doel sal wees om met 'n bang te begin en met 'n bang weer af te sluit. Dis die enigste way hoe ons kan vorentoe gaan. As ons wil in 'n ander league gaan speel. So ja, ek dink consistency is key die jaar. Dankie meneer. En zelfs jou op een persoonlijke vlak, jou als individu, wat is jouw goal voor hierdie jaar? Wat wil jij bereiken in jouw rugbyloopbaan hierdie jaar? Voor mij is het eindelijk makkelijk, maar het is nog moeilijk voor mij nie. Ek sal nie sê ek is 'n baie ernstige persoon nie, so ek try maar net om elke game net te geniet. Asof dit my laaste ene is. Try maar net lekker vir myself te maak en vir die boys. Maar vir my is dit meer oor jong manne te inspireer die wat ons kom kyk. Manne wat langs die veld staan wat opkyk na ons. Ja, is maar al. En wat ik wil ook gevraagd het is, hoe is jouw adjustment van achtste man en hakker? Hoe vind je daar je adjustment? En soms is dat als je moet instaan. Is het makkelijk voor jou om te adjust zo naar die verschillende posities toe? Of vind je dit zwaar een beetje? Ek dink is dis 'n mental game om verskillende posisies te speel. Dit hang van jou af hoe jy dit gaan vat. So ek as 'n speler, ek is 'n baie maklike persoon. Ek sal altyd my beste probeer en waar ek speel. So dat is nie moeilik vir my om te adjust van akker na stit toe of na agste man of lang toe nie. So dat is nie moeilik vir my nie. Ja. Baie dankie Damien. Baie dankie. Sterkte vir die game. Dankie neef. Hallo, goedemiddag. Vandaag zit ik hier met die legendarische Sean Lugnout. Veelzijdige speler voor Gavin Wallabies. Sean, zoals ik hem ken, heb ik vandaag hier bij mij. Wat van play-off naar africhter toe geschuiven Sean. Mijn vraag aan Sean is vandaag, hoe was die transition geweest van speler al die jaren? Voor decades het Sean die game van rugby gespeeld en nou om africhter te wees. Wat is die transition en hoe voel Sean voor die nieuwe rol wat Sean is? Eerstens, broer, speel ek rugby al van die apartheid jare af. Van apartheid jare af na die samensmelting toe. Ek het my rugby begin met die samensmelting by Progress. By toe getrek, my rugby begin by Wallabies waar ek nou nog is. Al die jare vir Wallabies gespeel, vir meer as 20 jaar. En ek voel ons 'n klap groei. En om van speler af na afrigter toe te beweeg is 'n bietjie 'n moeilike besluit wat ek geneem het, maar as gevolg van ons moet plek maak vir die jong manne om deur te kom. En dis waar ek my experience graag met die jong manne wil oordra aan hulle om die klap nog na hoër levels toe te kan neem. Maar ek geniet dit op 'n afrigter, alhoewel die hart nog steeds op die veld wil wees. Op 'n 55 ouderdom. Sean, wat ik ook wil vragen is, aangezien Sean zoveel posities gespeeld heeft, wil ik vragen, is het moeilijk om vastkop, loskop te spelen? Is het een moeilijke ding om te doen? Sielkundig geweest? Die posisie vastkop, ek sal nie sê is 'n moeilike posisie nie, maar dit begin eers by jou fitness en dan begin dit by jou tegnieks wat jy moet gebruik daar. Ek het my rugby loopbaan begin as linkervleuel, toe na buite senter, toe flank, lok. Ek nou by vaskop is. Vaskop was al die jare my posisie na ek nou beweeg het na die forwards toe. En ek vind die vaskop is 'n moeilike posisie nie. Is net as jou tegnieks reg is en jou fitness daar is, dan kan enige een vaskop speel. Baie dankie coach. Ek waardeer dit man. Baie dankie. Alle sterkte vir die season vorentoe, né? Baie dankie coach. Hallo julle. Is 'n baie dag vandag. Ek het onze newly appointed manager hierso, Morney. Morney, wat ek ook gevra het Morney, waar jy liefde begin vir rugby? Kijk jou maat,
My pa het rugby gespeel, oompie het rugby gespeel, ek het 'n hele familie wat rugby speel. So ek het maar nie 'n keuse gehad ek moes maar net rugby speel, al wou ek nie. En van hulle sien, het ek hom maar verlief geraak op die game. Ja, hier is ons was nou. En wat ek wil gevra het is, hoe ver is jou besering? Wanneer is jou moontlike terugkering tyd? Hey, kyk jou, dat was 'n lang pad geweest, amper 'n jaar nou al. Operasie is verby, fisio is nie lekker nie meer bro. Maar besering is basies 95%. So in die next paar weke is ek seker weer op die veld. Die plek weer terugvat. Dis onze player manager Monrey. Dankie julle. Ek het vice president hierso, Calvin Wallaby se vice president om Etienne soos ons hom ken. Om Etienne, sê my hoe lank is om Etienne hier by Calvin Wallaby? So amper 20 jaar nou. Amper 20 jaar het ek die Wallabies is. Ek dink ek eers begin as 'n secretary, toe president, toe vice president, toe president, dan se weer vice president. Sê my om Etienne, waar het die liefde begin vir rugby in general? Ja. Laerskool. Hillcrest Primary Laerskool. Nommer 6 flank gewees. En daar het my gebyt. Die rugby koers my daar gebyt. Dat ek nou nog by rugby betrokke is. Sê my die laaste vraag, vice president, sê my hoe vind vice die bestuursposisie? Hoe vind in general om op die executive committee te dien van Calvin Wallaby? Is dit uitdagend? Is dit maklik? Hoe vind vice dit? As jy met span het soos ons is, kan het uitdagend is, maar ook lekker. Because why ek dink ons het 'n goeie span en die atmosfeer wat hier is tussen ons exec members en tussen die players. Ek dink jy kan berge versit met manne soos dit rondom jou. So dat is regtig kan ek sê ek vind dit nie 'n probleem of problematies om op die executive board te dien van Wallaby. Because jy het manne wat jou onderskraag en jy speler wat jou respekteer vir jou posisie. Baie dankie vice president. Baie dankie, waardeer het. Before I end this video, I just want to give a special mention and shout out to my nephew Marcelino Pluto. He's currently playing for Midland Warriors in Ireland. He's not there long now and he's making waves already. He's been there now for about 8 or so months. About 2 or 3 weeks ago, he appeared in a newspaper article, and we are so proud of you, Marcelino, for what you have accomplished in a short period of time. And rugby is deep in your veins. He's following in the footsteps of his grandfather, Sean Blugnout, and his Boetas is also playing rugby from a very young age. And Marcelino started off as a mascot of Calvin Wallabies, and he's currently playing now club rugby in Ireland for Midland Warriors. We are so proud of you, Marcelino. Keep on flying the Wallaby flag very high. We are proud, boy. Good luck for your season and continue the journey. By your boer.